Goeiemôre en baie welkom by ons erediens hier uit Grootbrak rivier uit en daar waar jy is vandag. Wil ons ook vir jou welkom sê. Welkom hier by ons erediens. Ons het vandag die voorreg om tydens ons erediens in die kerk 'n belydenisaflegging van jong mense te beleef. Wat beteken dat jong mense voor 'n gemeenskap van gelowiges kom erken en bely dat hulle reeds in 'n verhouding met ons lewende Here leef. En dit is 'n ongelooflike groot voorreg om so iets te kan beleef en om deel daarvan te wees. Maar ek wil graag jou uitnooi om te dink aan jou eie belydenisaflegging, voorstelling in die kerk. Dis dalk 10 jaar terug, dis dalk meer as 10 jaar gelede. Maar dis vir elke gelowige eintlik 'n groot moment in jou geloofsreis saam met die Here. Dalk kan jy baie daarvan onthou, omdat dit dalk 'n baie groot impak op jou lewe gemaak het. Dalk onthou jy nie noodwendig so baie daarvan nie. Maar belydenisaflegging soos ons dit vandag ken, of jou voorstelling en aanneming in die kerk, is veronderstel om soos 'n boekmerk in jou geloofsreis te wees. Dit is veronderstel om ons te help om terug te kyk na die reis wat ons so ver met God gestap het, en om jou ook te herinner dat God jou nie alleen laat nie, dat hy die pad vorentoe saam met jou stap, en jy dan die geleentheid om voor 'n gemeenskap van gelowiges te bely en erken dat jy in verhouding met God leef, en jy vra eintlik ook dan dat hierdie geloofsgemeenskap saam met jou verantwoordelikheid sal neem vir hierdie geloofsreis. Jy kom beloof dat jy aktief deel sal wees van hierdie geloofsgemeenskap, waar jy ook ander sal help in hierdie geloofsreis. Of jy dit kan onthou en of jy nie noodwendig so baie daarvan kan onthou nie, hoop ek vandag in ons teksgedeelte en dit wat ons saam mee gaan reis uit Habakuk uit, is vir jou 'n herinneringsmoment. 'n oomblik waar jy weer 'n keer kan terugkyk na die reis wat jy tot dusver saam met die Here gestap het, waar jy kan stil staan en in kan neem dat God hier saam met ons teenwoordig is, en dat jy ook vorentoe kan kyk, kan weet dat God ons nooit alleen laat nie. Die Here ons God kom sê vir elkeen van ons, my huis, my hart en my arms is oop vir jou. Jy is welkom in my teenwoordigheid. Hierdie God wat ons innooi in sy teenwoordigheid uit, wat ons bewus maak van sy teenwoordigheid by ons, waar ook al ons is, kom groet jou en sê genade en vrede vir jou, my geliefde. Hierdie God wat elkeen van ons kom groet, wat sê jy is welkom hier in my huis, in my teenwoordigheid, kom gee vir ons gesonde riglyne oor hoe ons saam moet wees. Hoe ons saam lewe, nie net by die kerk nie, maar in die samelewing. Hoe hanteer ons mekaar wanneer ons almal welkom is in sy teenwoordigheid? En ons lees daarvan in Matteus 22 vanaf vers 37 wat sê, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet dat ons nie altyd noodwendig so lewe nie. Ons sukkel soms om mense lief te hê, veral die wat nie liefde teenoor ons bewys nie. En daarom wil ek graag nou die oomblik van stilte gee, waar ons voor die Here kan kom bely en erken dat ons soms sukkel om in liefde met mekaar te lewe. Dat ons hom ook nou sal vra om ons hart en gedagtes oop te maak, ontvanklik te maak vir nuwe maniere oor hoe ons in liefde met mekaar kan saamleef. Kom ons neem hierdie oomblik van stilte. Here ons God, ons raak stil so aan die begin van die erediens.
Ons wil graag onsself instel op U woord. Om ons te help daarmee, bely ons eerstens dat ons baie keer nie leef soos wat U van ons vra nie. Om ons te help om onsself in te stel op hierdie erediens, erken ons ook, Here, dat ons U so nodig het. So nodig het dat U van vooraf ons weer sal kom leer hoe dit lyk om in liefde te leef. Here, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U leef nie. Ons is totaal afhanklik van U, van U genade, van U leiding, van U raadsplan. Wanneer ons so as gemeenskap van gelowiges saam is, by die huis, waar ook al ons na hierdie erediens kyk, vra ons, Here, dat U deur die Gees in elkeen van ons sal kom werk. Ons sal kom vorm, sodat ons hierdie 2 gebooie werklik sal kan gaan leef. Here, ons bid vir ons land. Ons bid vir die wêreld. Here, U weet wat die onreg is wat plaasvind. Wêreldwyd. Die dinge waarvan ons lees in die koerante, maar ook dit waarvan niemand praat nie. U weet wat die onreg is in ons eie lewens. Dit waaroor mense praat en dit waaroor niemand praat nie. Ons vra dat U ons sal lei, dat U ons sal rig, om in totale afhanklikheid van U op te staan teen onreg. Dat U ons sal lei oor hoe 'n lewe lyk in die koninkryk wat opstaan teen onreg. Here, wanneer ons nou uit Habakuk gaan lees en dit saam gaan nadink, vra ons dat U deur die gesprek van Habakuk ons hart en ons gedagtes sal rig. Deur die Heilige Gees ons sal vorm en ons sal stuur. Ons bid dit in groot afhanklikheid van U. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit Habakuk 1 vers 1 tot 4 en Habakuk 2 vers 1 tot 4. En aan die einde sal ons dan nou by Habakuk 3 uitkom. So in totaal lees ons vandag eintlik saam die boek van Habakuk. So Habakuk is 'n profeet. En hoe dit tipies in daardie tyd gewerk het, profete is eintlik die stem tussen God en mense. God kommunikeer met die profeet en die profeet gaan dan na die mense toe. Hy verkondig aan hulle wat God aan hom verkondig het. Baie belangrik is dat ons mekaar sê, 'n profeet se werk was nie om na elke persoon te luister en vir hulle eintlik 'n voorspelling te gee van hoe hulle lewe gaan uitwerk nie. Van die voorspoed wat vir hulle spesifiek voorlê nie. Dis nie profesie nie. 'n Profeet se werk is om as tussenganger tussen God en mens te dien. Om te hoor wat God sê en dit aan die mense te verkondig. Meestal het dit eintlik daarop uitgewerk dat die profeet die volk sou waarsku. Draai terug na die Here julle God toe. Hy wil in 'n verhouding met jou leef. Hy wil die pad saam met jou stap. Hy het hulle herinner aan wie God is en hoe God werk. Maar interessant, in die boek van Habakuk lees ons hoofsaaklik van die gesprek tussen God en Habakuk. Ons lees nie so seer die gesprek tussen Habakuk en die volk nie. En daar's 'n goeie rede daarvoor. So kom ons lees dan nou saam hoofstuk 1 vers 1 tot 4 en dan hoofstuk 2 vers 1 tot 4. 'n Uitspraak van die Here wat hy aan die profeet Habakuk geopenbaar het. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor, Here? Moet ek by U bly kla
oor die geweld voordat U red? Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk U toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld en word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Hoofstuk 2 vers 1 tot 4. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar, duidelik op kleitablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. Dit sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet net geduldig bly, wag, as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis. Dit sal nie uitbly nie. Dit is die boodskap. Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Dis 'n interessante teks vir ons om mee te begin, veral wanneer ons dink aan die belydenis aflegging, aan ons eie belydenis van geloof. Waarom sou ons hierdie teks vandag saam lees? Habakuk is op 'n interessante plek in sy lewe. Ons lees van vers 2 tot vers 4, waar hy eintlik voor God gaan staan en sy klag na God toe bring. Hy sê vir die Here, Here, U sien al hierdie onreg. Hoeveel keer moet ek nog by U kom kla? Hoeveel keer moet ek by U kom sit en klagtes voor U dien, voordat U iets gaan doen? U sien die onreg, U sien die beklei, U sien die getwis, U sien alles wat besig is om te gebeur. Maar tog sien ek nie verandering nie. Daar's soveel onreg dat Habakuk skryf, die wet het nie meer krag nie en daar geskied nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. Dit wil amper vir 'n mens voorkom asof Habakuk moedeloos is. Hy vra vir die Here, Here, hoekom is daar nie verandering nie? Hoekom sien ons nie hoe dinge begin verander nie? En terwyl ek hierdie teks gelees het en voorberei het vir vandag, toe ek vers 2 tot vers 4 uit hoofstuk 1 lees, toe dink ek, joh, dit kan eintlik net sowel 'n uittreksel uit een van vandag se tydskrifte wees, uit 'n dagboekstukkie van dit wat ons vandag beleef. Ons sien die onreg. Ons sien hoe mense beklei. Ons sien hoeveel twis daar is. Ons kan lang lyste maak oor ongeregtigheid in ons nabye kring. In die Weskaap, in Suid-Afrika, selfs in die wêreld. Ons kan amper voel asof ons soos Habakuk wil uitroep na die Here en vra, Here, hoekom doen U nie iets nie? Hoekom draai ons land nie terug na God toe nie? Ons is 'n land met 80% van die mense wat sê hulle is Christene. Hoekom beleef ons nie iets daarvan in ons land nie? Hoekom het die reg nie meer krag nie? Ons sê dieselfde woorde as Habakuk. En dan lees ons nie in vandag se teks daarvan nie, maar net na vers 4 reageer God op dit wat Habakuk sê. God sê, daar sal wel reg geskied. En hy sê, ek gaan vir julle mense stuur. Ek gaan vir julle die Galdeërs stuur, sodat hulle reg en geregtigheid kan laat geskied. Nou aanvanklik kan ons amper dink dat
dit dan die oplossing is. Die Galdeërs gaan kom en hulle gaan help dat reg en geregtigheid sal geskied. Daar kom mense wat die land gaan kom regryk. En mense dink, Habakuk sal opgewonde wees daaroor. En dan in reaksie op die boodskap wat God vir hom gee oor die Galdeërs wat op pad is, lewer hy 'n tweede klag. En in sy tweede klag beskryf hy vir ons eintlik wie die Galdeërs is. Die Galdeërs is die mense van Babilonie af. Die volk wat uiteindelik God se volk in ballingskap sou wegneem. En in Habakuk se woorde beskryf hy, dis mense wat soveel onreg laat plaasvind. Hulle is wêreldwyd bekend vir hulle onreg. En hy vra dan, Here, hoe kan U toelaat dat mense wie bekend is vir hulle onreg na ons toe kom om die onreg hier te kom verander? Hy sê dit maak eintlik nie vir hom sin nie. Dit is soos om te sê in vandag se tyd dat ons vir die Here vra, Here, kom ruk ons land reg. Kom verander dinge. Kom help dat die onreg nie meer plaasvind nie. En dan reageer God en sê, goed, ek stuur vir julle 'n ander land, wat julle land gaan kom oorneem. En daardie land sou tipies dan 'n land wees van wie ons nie hou nie. 'n Land wie in vandag se tyd bekend is vir ongeregtigheid. Ons almal het ons eie beeld van wie daardie land sou wees. Maar dis wat Habakuk hier beleef. Here, ons sukkel dan reeds. Hoe kan U 'n ander land wat bekend is vir hulle onreg stuur om ons land te kom red? Dit maak eenvoudig net nie sin nie. Dis soos om vir 'n stoute kind te sê hy moet 'n ander stoute kind leer hoe om nie stout te wees nie. Die Engels het 'n spreekwoord, the blind leading the blind. Hoe gaan dit werk? En dan sluit hy hierdie klag van hom af met hoofstuk 2 vers 1. En hoofstuk 2 vers 1 sê, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan, my plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. In sy onsekerheid, in sy amper wil ek sê vrees vir dit wat op pad is dit amper asof ons nou lees hier in hoofstuk 2 vers 1 wat hy 'n tree teruggee en sê te midde van hierdie onsekerheid, te midde van hierdie chaos wat rondom my besig is om te gebeur, dit wat ek hier binne my voel en dit wat ek weet op pad is, neem ek 'n tree terug en wil ek 'n plek op my vestingmuur gaan inneem. Ek sal op my wagpos staan en wag om te verneem wat die Here vir my sal sê. Hierdie woorde wat Habakuk hier gebruik, is nie 'n onbekende beeld vir die mense van daardie tyd nie. Inteendeel, dis eintlik 'n baie bekende beeld waarna Habakuk verwys. Ons weet stede soos Jerusalem en Ninive en selfs Babilonie was stede met groot vestingsmure rondom hulle. Daar word gesê dat dit tussen 6 tot 9 meter hoë mure is, kon selfs hoër as dit wees, wat natuurlik van klip en klei bakstene gemaak is en met hout gestit is dat dit stewig sal wees. Maar dis hoë mure en hulle was dik gewees, tussen 2 tot 4 meter breed. Wat beteken dat iemand op die bokant van die mure kon rondloop, maar hierdie mure, hierdie vestingsmure was om die stede gerig om die stad veilig te hou. En hierdie wagposte wat op die muur ingerig was
was juis daar sodat iemand daar op sy pos kon wees en kon uitkyk na buite om te sien watter gevaar is op pad. Watter boodskappers is op pad, watter vreemde goed is op pad, sodat hulle die mense in die stad kon waarsku om gereed te maak vir oorlog. So dis 'n bekende beeld wat Habakuk hier gebruik, wanneer hy sê, ek wil op my vestingmuur gaan staan, by my wagpos, gereed, vir wanneer die Here my antwoord. Nou dis eintlik vir ons 'n geestelike metafoor, wil ek amper sê gelykenis, om vir ons te sê, hy tree terug van die chaos en die onsekerheid en die verwarring wat hy eintlik beleef, en sê hy sal terugtreë, hy soek 'n plek waar hy stil kan raak, maar nie waar hy gaan sit en niks doen nie. Hy soek 'n plek waar hy homself kan gaan voorberei vir dit waarvoor God hom roep. Voordat hy met die volk gaan praat, voordat hy eintlik die slegte nuus aan hulle kommunikeer, sal hy stil raak en hy sal wag, geduldig, om te hoor wat God vir hom wil sê. Nou Walter Bruggeman is 'n baie bekende Ou Testamentikus in die teologiese kringe, en hy skryf baie graag oor die Ou Testamentiese boeke, nie net een spesifieke een nie, maar die groter meerderheid van hulle. En hy het in 2003 'n boek geskryf, An Introduction to the Old Testament. So hoe verstaan ons die Ou Testament in lig van Christendom? Want hy sê, die Ou Testament is mos nou maar eintlik vir ons hierdie verhaal van God se verhouding met die volk, wat dan nou die Jode is. En hoe verstaan ons uit Christendom uit hierdie Ou Testament, en hoe is dit deel van ons reis met God? En hy skryf nou juis oor Habakuk, wat hy sê, Habakuk is eintlik vir ons hierdie samevatting van hoe 'n Christen lewe lyk. Wanneer ons sê ons is kinders van die Here, wanneer ons sê ons volg God, dan sou Habakuk uit die Ou Testament eintlik vir ons hierdie handleiding kon wees, hierdie beeld van hoe ons lewe in verhouding met God kan lyk. Hy sê dat ons as gelowiges binne die chaos van hierdie wêreld, binne die verwarring, binne die onreg, ons plek op die vestingmuur moet inneem. Nie noodwendig buite die stede hoef te gaan staan en te bid teen sekere goed nie, maar om metafories ons plek in te neem. Ons gereed te maak vir dit waarvoor God ons stuur, en dan gereed te wees wanneer God ons stuur. Dan gaan om te doen wat God van ons vra. Hy sê Habakuk leer ons eintlik om stil te raak, in volle afhanklikheid van die Here te wag, daar gevorm te word saam met 'n gemeenskap van gelowiges, en dan gereed te wees om te gaan en op te staan teen die onreg. Want dis wat Habakuk eintlik doen. Die hele boek gaan daaroor om die onreg van sy tyd aan te spreek. Dit sê sekere goed is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Mense leef nie soos wat God van ons vra nie. Nou interessant, daar word eintlik voorgestel dat die woord onreg in die boek van Habakuk verstaan moet word nie so seer as 'n morele term van mense wat immoreel leef nie. Hy sê eerstens moet ons onreg en eintlik geregtigheid verstaan as 'n verhoudingsmatige term. Wanneer mense toesien dat reg en geregtigheid plaasvind, beteken dit dat hulle in verhouding met God leef en dat hulle gevorm word deur God om op 'n sekere manier te gaan leef. So uiteindelik speel dit uit op 'n morele lewe, oor mense wat omgee vir mekaar, mense wat lief is vir mekaar, mense wat toesien dat daar nie onderdrukking is nie. Maar geregtigheid is eerstens veronderstel om verstaan te word in die lig van verhouding met God.
wanneer ek daarna streef dat reg en geregtigheid plaasvind, kom dit vanuit my verhouding met die lewende Here. En dan lees ons in vers 4, is die boodskap, wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe, omdat hy getrou bly. Die wie in volle afhanklikheid van God leef, daarna streef om in 'n diepe verhouding met God te leef, is die wie reg doen. Want ons word gevorm deur die Here ons God. Deur sy Gees rig hy ons oë na die wêreld daar buite, sodat ons juis kan opstaan vir wat reg is, kan doen wat van ons gevra word, opstaan teen onderdrukking, op kan staan vir liefde vir mekaar, omgee vir mekaar. Maar daar staan die wat nie reg doen nie, die wat eintlik sonder God wil lewe, nie hulle afhanklikheid van God wil erken en bely nie, daardie mense, sê vers 4, sal hulle verdiende loon kry. Gelukkig is dit nie my en jou plek, en dankie tog daarvoor, is dit nie ons plek om te bepaal wie daardie verdiende loon sal kry of wie nie. Ek en jy kan net daarna streef, om soos Habakuk te sê, ek wil op my wagpos gaan staan, voorberei vir dit waarvoor God my roep. Want of jy 10 jaar oud is, en of jy 30 jaar oud is, of 50 of 80 jaar oud is, God roep my en jou, om in sy koninkryk werksaam te wees, op ons wagtoring te staan, gereed te wees, om te dien, hoe dit ook al lyk, in sy koninkryk. En dan, maak nie saak of daar chaos rondom is nie, maak nie saak of daar onsekerheid rondom ons is nie, ek dink sommer aan die feesseisoen wat voorlê, waar baie mense eintlik vereensaam, maak nie saak of ons alleen en eensaam voel nie. Ons kan, soos Habakuk, in hoofstuk 3, vanaf vers 17, dan sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Amen. My God is die een wat berge verskuif, my naam in die palm van sy hand geskryf, skepper van die sterre, son en maan, U wat ook tyd maak om by my stil te staan. Wie is ek? Wie is ek, dat U my so lief het, dat U aan my dink. Wie is ek, dat U my roep. My Vader die koning, skepper hier, na U lewe, U liefde, smag ek meer en meer.
stikkend en die seer skree harder as die mooi en die reg. Die verval trek sterker en sterker. Ons kinders huil en soek hulle paas. Ons maas word al hoe minder en minder geag. Hoe kan dit wees, ons lewe in 'n samelewing met baie blink en lekker goed, maar in haarself is sy siek en voel minder goed? Hoe kan dit wees dat ons wil heers, maar ons enigste manier is deur vrees? Hoe kan dit wees, ons gebed dan weer, Heer, laat die koninkryk kom soos dit is by U, laat dit ook wees so hier by ons. My vermoë om pyn en seer te identifiseer is juis omdat U Gees in my woon. Ek is nie net gered nie, maar ook geroep om U liggaam te wees. En ten spyte van al hierdie seer, is ons ook besig om 'n klinkende oorwinning te behaal deur Christus wat sy liefde so duidelik aan ons bewys. Een ding weet ek vas en seker, niks kan ons skei van sy liefde nie. Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie. Nie bo-aardse magte nie, hoegenaamd niks daarbo of in die diepstes of elders in hierdie skepping sal ons kan skei van sy liefde nie. En daarom is my gebed vandag, Here, hier is ek. Wachtend in die hande, gehoorsaam aan die stem, die hart rig myne na wêreld en dood. Hier is ek. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van die Here Jesus Christus en die krag en die werking van die Heilige Gees is by U en lei U om soos Habakuk die plek in te neem. Amen. Die afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier vir 9 tot 16 November 2025. Sondag 9 November 2025. Die erediens om 9 uur is deur Dominee Shanay Viljoen. Afsluiting van kategese vir 2025. Die kleuterkerk is in die konsistorie. Geen kategese nie. Spesiale offer vir Upward Downs skool by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloofpreek is om 10 uur en is digitaal. Ons kategese sluit vandag af. Die katekesante ontvang getrouheidssertifikate in die kerk en ons hou 'n afsluiting koek en tee in die kerksaal na die erediens. Woensdag 12 November 2025. As kooroefening by die orgel om 16:45. Marida kan gekontak word by 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Sondag 16 November 2025. Die erediens is om 9 uur deur Dominee Dani Goosen. Dis die biddag vir beskermingsdienste, daar's doop en daar's geen kategese nie, maar die kleuterkerk is in die konsistorie aan die gang. Spesiale offer is vir die kankervereniging by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Groenkloofpreek is om 10 uur deur Dominee Dani Goosen. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Die leraars besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is Maandag, Woensdae en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Die bedieninge. Die getuienisbediening. Wolwedans boodskap sop en brood. Baie dankie aan almal wat so getrou help met die voorsiening van sop vir 115 gesinne elke 2 weke.
Die uitreikdatums vir die verdere 4de kwartaal is 19 November en 10 Desember. Behoeftes vir die getuienisprojekte, daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Daar is 'n deurlopende behoefte, ons benodig asseblief ook 'n enkelbed en indien moontlik 'n matras vir 'n ouma in Wolwedans. Ons waardeer die oop harte en hande opreg. Die Wolwedans Kersprojek. Ons maak gereed vir die afsluiting van hierdie jaar se uitreike na Wolwedans. Ons gaan vir 115 gesinne elke aankoopkaart van 475 reeds die fondse van 5 donateurs ontvang gee om kos aan te koop oor die tydperk wat ons nie besoek gaan bring nie. Ons benodig wel hulp om vir 175 kindertjies 'n bederfpakkie te gee. Enige bydrae kan by die kerkkantoor ingedien word asseblief. Die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak die kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nie bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die omgeebediening het ook 'n Kersfeesprojek, koffieflesse. Dis weer sulke tyd. 'n Geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkies met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word, is in die omgeehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers of koekies. Bind 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vatdoek buite daarin vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig by kerkkantoor, terug in die houer voor einde November. Baie dankie vir almal wie so getrou kredietnuusware skenk vir ons omgeehouer voor in die kerk. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Hulp met inkopies. Ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Uit te reik na mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Die kontakpersone is Rihanna Briers by 081 039 8853 of Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Daar is ook 'n dankie. Ons wil u graag in hierdie tyd bedank vir al die harde werk tydens die dankfees. Ons is ook dankbaar vir elke bydrae. Ons lof en dank aan ons Here Jesus. Dan is daar 'n Groenewald Fonds, is dit weer tyd om aansoek te doen. Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewald Fonds sluit op 30 November 2025. Die voorgeskrewe vorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asseblief die kerkkantore indien jy enige verdere inligting benodig. Ander aktiwiteite in die gemeenskap. Daar is op 18 November 2025 om 10:00 by die NG Kerk Grootbrakrivier dien Seeds of Hope en ondersteuningsbediening van die NG Kerk vir almal wat oor 60 jaar is, 'n afsluitingsfunksie. Dit is Wil jy dans Karina, 'n musiekstorie deur François en Elisabeth. Laat weet asseblief voor 10 November 2025 vir Rihanna of Manet of u graag wil bywoon. Daar is slegs nog 10 gratis plekke beskikbaar. Dan het die NG Kerk Grootbrakrivier weer 'n heerlike Kerssangdiens 2025, Sondag 23 November om 7:00 die aand. FEBA Radio. Ons bid vir Indonesië. Ons gebed vir die week, bid vir FEBA Indonesië se span, waar hulle hierdie nuwe uitdaging aanpak en vra God vir 'n groot oes. Die webwerf, 9 November 2025. Die skakel na die YouTube familie-erediens van 9 November, gelei deur Dominee Shanay Viljoen, is beskikbaar. Daar is interessante nuus onder getuienisbediening vanuit Japan.
Die Bybelstudiereekse, die skep asem vir vandag, is 'n heerlike begin vir elke dag en die stof tot nadenke se tema is verwondering. Die weeklikse afkondigings is op die webtuiste indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Die adres is Langstraat 10, Groot Brakrivier 6525 en die telefoonnommer 044 620 2205. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.